Maats, baie welkom by vandag se Kiekskerk erediens vir al ons laerskoolmaats. Ek is baie bly dat julle weer vandag inskakel en my gebed is dat daar waar julle by die huis saam kyk, dat julle vandag ook geseën sal word deur hierdie boodskap. Ek glo en vertrou ook dat dit sommer baie goed gaan met almal, veral met ons graad 4 tot 6 maats, want julle het mos al begin met die eksamen. Ek hoop julle leer lekker en dat julle daarom ook genoeg kans kry om te rus en 'n bietjie te speel. Nou maats, wanneer ons so saamkom, dan kom ons nie vandag by mekaar om na mense se woorde te luister nie, maar na die Here. En daarom groet ek julle ook in sy kosbare naam. Jesus is ons koning, ons verlosser en ons vriend. Amen. Nou kom ons begin hierdie erediens op die regte manier. Kom ons loof die Here vir sy goedheid en sy liefde. Sing lekker saam met ons. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Dankie, Jesus, dat die ons oplig, veilig op die arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat die ons Welkom terug maats. Ons tema vandag is om te wag met 'n hart vol hoop. Om te wag met 'n hart vol hoop. Maar voordat ons oor vandag se tema gesels en uit die Bybel lees, wil ek eers begin met 'n vraag. Maar om daardie vraag te hoor, gaan ons nou eers vir 'n rukkie saam wag en dan sal ek vir julle die vraag gee. So is julle gereed vir ons wag-eksperiment? Onthou, niemand mag nou praat totdat die wekker gelui het nie. Is julle gereed? Kom ons begin. Welkom terug maats, julle het nou 'n volle 30 sekondes gewag, so wel gedaan. Nou kan ons verder gesels. Nou ek wil hê julle moet vandag die volgende vraag beantwoord en julle kan ook die video stop en daar by die huis gesels. Die vraag is, waarvoor moes julle al baie lank wag? En toe dit uiteindelik gebeur, was dit ongelooflik lekker en die moeite werd om so lank te wag. Gesels gou daaroor. Nou maats, daar's 'n hele paar goed waarvoor ons baie keer lank moet wag, maar dit is ook die moeite werd. Hier is 'n paar voorbeelde. Wanneer jy byvoorbeeld 'n jaar lank moet wag om te verjaar, is dit nogals lank, nê? Nee? Maar op jou verjaarsdag, dan kry jy 'n partytjie en ballonne en koek en geskenke en dan voel jy dit was die moeite werd om te wag. Of wat van Kersfees?
Ons wag die hele jaar lank vir Kersfees, want dit is 'n spesiale tyd waar ons saam met familie kuier en geskenke uitdeel. Dalk onthou jy ook nog hoe lank jy moes wag vir 'n nuwe baba hondjie of katjie. En toe jy op die ou end na al die wag daardie troeteldier vashou, was jou hart sommer baie bly. Of dalk moes jy al lank wag om op 'n spesiale vakansie te gaan, oor see of dalk see toe. En jy het die slaapies afgetel vir weke lank en uiteindelik het die groot dag aangebreek en jy was baie opgewonde. So maats, almal van ons het al vir iets in hierdie lewe gewag. Ons wag baie keer vir iets lekkers om te gebeur, maar ons wag ook in rye by die winkel of by die skool en baie keer vir 'n verkeerslig om te kan ry. En baie keer is dit baie lekker om te wag en ons is opgewonde, maar soms maak al die gewag ons ongeduldig en gefrustreerd. Maar wanneer die wag uiteindelik klaar is jou hart bly en jy is dankbaar. Nou nog 'n voorbeeld van wag waaraan ek gedink het, is wanneer jy vir mamma of ouma help om iets lekker te bak in die kombuis. Wie van julle het al vir mamma of ouma gehelp om koekies of cupcakes te bak? Wanneer 'n mens mos klaar die deegmengsel aangemaak het en dan in pannetjies gegooi het, dan sit jy dit in die oond en dan wag jy. En daar binne in die oond gebeur iets wat jy nie kan sien nie, maar wat wonderlik is. Die hitte maak dat daardie koekmengsel begin borrel en rys soos 'n klein berg wat groei. Aan die begin is dit onsigbaar vir ons oë, maar dan sien jy hoe hierdie koekies of cupcakes al hoe groter word. En na 'n paar minute is daar 'n heerlike geur in die kombuis. En daardie geur sê vir ons, die koekies is amper gereed. Ons kan dit ruik, maar ons kan dit nog nie eet nie. Maar ons weet, ons moet nog net 'n klein rukkie wag, dan gaan ons die koekies kan versier en lekker eet. Nou maats, in vandag se Bybelstorie kry ons ook te doen met mense wat moes leer om te wag. Petrus, een van Jesus se disippels, het 'n baie mooi brief geskryf vir mense wat ongeduldig begin raak het, want Jesus het opgevaar hemel toe. Julle onthou mos, ons het hemelvaart gevier. En toe hy opgevaar het hemel toe, het hy beloof dat hy weer sal terugkom. En nou wag hierdie mense hoe lank al, en hulle is moeg gewag, en Jesus kom nie terug nie. En toe het die mense begin kla en gevra, nou wanneer kom Jesus dan? Party het selfs gespot, hoekom kom hy nie terug nie? En Petrus moes vir hulle leer, dat Jesus nie weg is soos wat hulle dink nie, maar hy is besig om te wag, sodat ons nog meer mense kan vertel van sy liefde, voordat hy terugkom. So kom ons lees hierdie teks vandag saam uit 2 Petrus. Onthou, in hierdie laaste dae op aarde sal daar slegte mense met julle begin spot. Hulle sal vir julle vra, wanneer kom die Here terug? Die Here het mos beloof hy kom terug aarde toe, maar nog niks het verander nie. Ons paas is al dood en begrawe, hulle het hulle mors dood gewag op die Here. Hierdie klomp spotters vergeet natuurlik 'n paar dinge. Hulle vergeet dat God lank terug die hemel en die aarde uit water gemaak het. Hulle vergeet ook dat God die wêreld daarna deur 'n groot oorstroming vernietig het. Maar God is vandag nog dieselfde. Hy hoor wat die spotters van hom sê. Daarom hou hy vir hulle 'n plek in die hel gereed. Wanneer God terugkom, gaan hy hulle straf. Julle moenie vir dieselfde fout maak as hierdie spotters nie. Hulle dink God het vergeet om na ons toe terug te kom, maar dis nie waar nie. God is baie groter as ons. Vir God is een dag net so goed soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Hy het nog glad nie vergeet om na ons toe terug te kom nie. God sal sy belofte hou. Hy kom terug. God is maar net geduldig. Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. God wil hê dat almal in hom moet glo. Daarom gee hy mense nog 'n kans om in hom te glo. Niemand weet wanneer die Here terugkom nie. Al wat ons weet is dat hy op 'n tyd gaan kom wat ons dit nie sal verwag nie. Op daardie dag sal alles verander. Die son en die sterre sal skielik verdwyn en die aarde sal tot 'n hoopie as verbrand. Die Here kan nou enige oomblik terugkom. Leef so dat jy nie bang sal wees as hy kom nie. Doen net wat die Here sê. Leef so mooi dat God sommer sal besluit om nog vroeër terug te kom om julle te kom haal. Want op daardie dag, as hy kom, gaan alles nuut word. Alles in die wêreld en in die lug
Bokant ons sal wegsmelt voor die Here, maar ons sal dit nie raak sien nie. Ons sal so bly wees om die Here God te sien, want ons gaan by hom in 'n splinter nuwe wêreld bly. Nou maats, hierdie gedeelte wat Petrus geskryf het my laat dink aan 'n paar vrae. En kom ons gesels oor hierdie vrae. Julle kan ook by die huis verder gesels. Die eerste vraag is, kan ons presies sê wanneer Jesus weer gaan kom en hoekom nie? Die antwoord is nee, ons kan nie. Jesus het self gesê in Matteus dat net God die Vader daardie dag en uur ken wat hy weer kom. Nou dis amper soos 'n verrassingspartytjie. As jou ma vir jou vroeër sou vertel presies wanneer al jou vriende gaan opdaag vir jou partytjie, dan is dit mos nie meer 'n verrassing nie. So God hou die tyd geheim, sodat ons altyd gereed en opgewonde kan bly, en nie net op die laaste minuut mooi begin leef nie, maar elke dag lewens leef wat sy hart bly maak. Nou is die vraag, hoe moet ons leef terwyl ons dan vir hom wag? Nou ek dink aan die voorbeeld van 'n atletiekbyeenkoms wat ons kan help met hierdie vraag. Stel gou vir jou voor, julle skool het mos 'n aflosspan. Nou aflosse is gewoonlik waar 4 maats saam om die baan hardloop en dan vir mekaar 'n aflosstokkie aangee. Nou die groot dag van die interskole is weke weg, maar daardie span oefen elke middag. Hulle warm op, hulle oefen om die stokkie mooi oor te gee sodat dit nie val nie, en hulle oefen sodat hulle spiere kan sterk word en hulle lekker vinnig kan hardloop. So, hulle sit en wag nie lui op die paviljoen nie. Hulle kry hulle lywe en hulle spiere wedstryd gereed. Nou net so leef ons as kinders van Jesus, want ons wag vir die groot uitvletjie wat hy eendag gaan blaas as hy terugkom aarde toe. Maar terwyl ons wag, oefen ons elke dag ons geloofspiere. Nou hoe oefen ons dit? Die Bybel sê vir ons in die eerste plek, almal van ons Christene moet ons liggies elke dag laat skyn. Matteus 5 sê, ons lewens moet soos 'n lig wees wat op 'n berg is en so helder skyn dat almal Jesus se liefde kan sien. Nou hoe kan ek vir ander kinders oortuig dat sy lig in my skyn? Wanneer daar 'n nuwe maatjie by die skool is of 'n maat wat eenkant alleen sit, dan skyn ek my liggie wanneer ek vir hulle innooi om deel te word van ons vriendekring, of as ek hulle kies vir die span, sodat ons pouse lekker saam kan speel. Ek laat ook my lig skyn wanneer ek oplet dat iemand dalk hartseer of kwaad voel. En dan kan ek vir hulle ietsie positief sê, soos 'n mooi kompliment of 'n gawe woord. En dit maak dat iemand wat hartseer of kwaad voel, sy hart ook ligter en beter voel. Nog 'n manier om my liggie helder te laat skyn, is om nie kwaad te bly as iemand iets verkeerd gedoen het nie. Dalk het 'n maatjie per ongeluk op jou toon getrap of iets leliks gesê en nou voel hulle spyt en jammer daaroor. Dan moet jy bereid wees om hulle te vergewe, want so skakel jy weer 'n liggie van vriendskap aan. So, terwyl ons wag vir Jesus, moet ons ook ons lig vir hom laat skyn. Maar daar's 'n tweede iets wat ons kan doen terwyl ons vir hom wag, en dit is om goed te doen aan ander. Nou Petrus skryf in sy brief dat Jesus geduldig wag om weer te kom, want hy wil hê ander mense moet eers ervaar dat hy vir hulle lief is. Nou hoe ervaar mense dit? Hulle ervaar dit wanneer ons goed doen aan hulle. Hoe doen ons dit prakties? Ons deel Jesus se liefde wanneer ons ook bereid is om ons goed te deel. As die maatjie wat langs jou sit se potlood se punt breek, kan jy jou skerpmaker leen vir hom of haar om te help. Of jy kan 'n dankiebriefie skryf vir jou meneer of juffrou en hulle bedank vir alles wat hulle vir jou en jou klasmaats doen. Of jy kan ook jou liefde wys deur die skoolterrein skoon te hou. Tel daardie los papiere op en gooi dit weg, want so wys jy dat jy God se skepping respekteer, maar ook ander mense respekteer om in 'n mooi skoon omgewing te bly. En dan die laaste manier hoe ons kan wag vir Jesus is deur gereeld te bid en vir hom dankie te sê. Bid, het iemand geskryf, is soos asemhaal vir die siel. En net soos wat ons oral kan asemhaal, so kan ons ook oral bid en met Jesus praat. Daar is 'n paar gebede wat ons kry.
Die eerste tipe gebede noem ek sommer voetstapgebede. So terwyl jy klas toe loop, kan jy in jou gedagtes sê, dankie vir voete wat kan hardloop en loop, Here. Help my om vandag met liefde in my hart te stap. Of, net voordat jy op die sportveld draf, kan jy bid, dankie vir gesondheid en talente, Here. Help my om vandag so deel te neem, dat niemand sal seer kry nie, en dat U sal trots wees op my. En dan kry ons natuurlik ook gebede, wat ek sommer wow oomblikke noem. Nou dis gebede waar ons iets mooi sien gebeur, iets soos 'n mooi sonsopkoms, of ietsie mooi in die natuur, en dan saggies bid, dankie Here vir die mooi skepping wat U gemaak het. Of dalk is jou wow gebed, as mamma jou gunsteling kos maak, en terwyl jy eet, dan bid jy en sê, dankie Here vir hierdie heerlike kos. Die laaste tipe gebede wat ons kan bid, noem ek sommer SOS gebede. Dit is daardie gebede wat ons bid, as iets moeilik is, en ek krag en hulp nodig het. Byvoorbeeld, as jy angstig raak voor 'n eksamen of 'n toets, dan mag jy saggies bid, Here, gee vir my 'n helder verstand, en maak my kalm, sodat ek mooi sal onthou wat ek geleer het. Of, as oupa of ouma siek is, kan jy bid, Here, gaan asseblief met oupa of ouma, en gee vir hulle die krag om weer gesond te word. So maats, al hierdie dinge, om jou lig te laat skyn, om goed te doen aan ander, en om gereeld te bid, dis alles maniere waarop ons vir Jesus kan wag, sodat wanneer hy weer kom, sy hart sal bly wees om te sien, dat ons gereed en geduldig is om hom te ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, al het U opgevaar na die hemel, weet ons, U is nie weg nie. U woon steeds in ons harte deur die Heilige Gees, en U het beloof dat U weer sal terugkom aarde toe. Help ons asseblief om geduldig te wag, en terwyl ons wag, ons lig helder te laat skyn vir U. Altyd goed te doen aan ons naaste, getrou tot U te bid, sodat ons krag kan kry om geduldig te wag. Amen. Maats, baie dankie aan elkeen van julle wat ons bediening en ons gemeente so seën met julle liefde en gebede, maar ook met julle bydraes. Met julle hulp kan ons veral ook in hierdie wintertyd mense help wat swaar kry, wat siek is, wat oud is en honger is. Ons waardeer elkeen se ondersteuning en gebede. Maats, mag julle ook 'n baie geseënde week hê. Sterkte met al die leerwerk en die skoolaktiwiteite. Ons dink baie aan julle. Tot volgende week. Mooi loop.